Welkom by Simple Science Potgooi. Vandag kyk ons spesifiek na organiese chemie, jy weet soos jy dit vir jou nasionale senior sertifikaat, die NSS, nodig het. Ja, Ons fokus veral daarop om te sien hoe die struktuur van molekules hulle fisiese eienskappe bepaal. Dink aan kookpunte en daai soort goed. En hoe intermolekulêre kragte eintlik die groot speler hier is. Die doel is om jou te help sien hoe alles in hierdie deel van jou werk aan mekaar skakel. presies. Dit gaan alles oor die kragte tussen die molekules. Kyk, nie die sterk kovalente bindings binne in hulle nie. Ons praat hoofsaaklik van der Waals kragte. Van der Waals, ja. Daar's die swakker Londen-kragte wat jy tussen alle molekules kry, maar hulle is veral belangrik vir nie-polêre molekules, soos die alkane in jou notas. Reg. En hoe groter die molekuul, hoe sterker word hierdie Londen-kragte gewoonlik. Ja, ek sien soos met metaan teenoor pentaan byvoorbeeld. Pentaan se molekules is groter, so die landenkragte is sterker en dit het dan 'n hoër kookpunt. Dit maak sin. En die ander kragte, Dan kry jy die pool-dipoolkragte tussen polêre molekules, maar die een wat jy regtig moet dophou vir graad 12 is waterstofbinding. Dis 'n spesiale soort van ekstra sterk tipe dipool-dipoolkrag. okay, waterstofbinding. Ja. Dit gebeur as waterstof direk aan 'n stikstof, suurstof of fluoratoom gebind is. Vir jou organiese chemie, kyk veral uit vir daai -OH groep. Jy weet, in alkohole en karboksielsure. Die -OH groep. Jep, dit veroorsaak sterk aantrekking tussen die molekules. Reg, so dis amper soos klein magneetjies tussen die molekules, nie die gom binne in hulle nie. Ek dink dis waar baie punte in die eksamen verlore gaan, hè, as jy daai twee deurmekaar krap. Absoluut. Daardie onderskeid is krities belangrik. En hierdie intermolekulêre kragte, wel, hulle bepaal dan direk jou fisiese eienskappe. Hoe so? Wel, sterker kragte soos waterstofbinding beteken jy het meer energie nodig om daai molekules uitmekaar te trek. Kom ons sê om te kook of te smelt. Meer energie, okay. Ja, en dit lei dan na hoër kookpunte en smeltpunte en ook 'n laer dampdruk, want minder molekules kan ontsnap om 'n gas te vorm. Okay, so kom ons kyk bietjie na die faktore wat hierdie kragte beïnvloed. Ek sien hier in die notas die funksionele groep is seker die belangrikste een. Definitief ja. Molekules met daardie -OH groep, soos alkohole en karboksielsure, het waterstofbinding en dis baie sterker as die landenkragte wat jy in alkane kry, of selfs die dipool-dipoolkragte in esters of ketone van 'n soortgelyke grootte. Reg. Karboksielsure kan selfs 'n dimere vorm. Dis waar twee molekules met twee waterstofbindings aan mekaar vassit. Dit maak hulle kragte nog sterker as in alkohole. So. Okay. En dan kettinglengte. Ons het dit genoem met die alkane, hoe langer die koolstofketting. Ja, hoe groter is die oppervlakte vir kontak tussen molekules en hoe sterker word daai Londenkragte dan? So langer ketting, hoër kookpunt. Dis hoekom heksaan 'n hoër kookpunt het as, sê maar, propaan. Korrek. En die derde faktor is vertakking. As 'n molekuul vertakkings het, word dit meer kompak, amper soos 'n klein balletjie. Meer rond. Presies. Dit verklein die kontakoppervlakte tussen die molekules en dit verswak die totale van der Waals-kragte. Interessant. Ja, dis hoekom strukturele isomere, jy weet, daai molekules met dieselfde formule, maar anders gebou, verskillende eienskappe het. Byvoorbeeld 2-metielbutaan kook by 'n laer temperatuur as pentaan, al het albei 5 koolstowwe. Okay. Dit begin alles bymekaar kom, so hierdie verskille in kragte en struktuur, hoe help dit ons verstaan waarvoor die stowwe gebruik word in die regte wêreld? Wel, kyk na die korter alkane. Hulle het swak Londenkragte. Hulle verdamp maklik en brand goed. Dis hoekom hulle goeie brandstowwe is. Dink aan butaan in handegas of oktaan in petrol. Reg, ja. Hulle ondergaan maklik oksidasie of verbranding en dit stel baie energie vry. En esters, jy het gesê hulle word gemaak van 'n alkohol en 'n karboksielsuur. Hoekom ruik hulle dikwels lekker? Ja, dis esterifikasie. Kyk, esters het gewoonlik nie waterstofbinding tussen mekaar nie, tensy daar ander groepe ook is. So hulle kragte is swakker as die van die alkohol of suur waaruit hulle kom. So hulle is meer vlugtig. Presies. Hulle verdamp makliker en dit laat daardie molekuule ons neuse bereik wat ons dan as geure waarneem soos vrugtegeure of in parfum. Okay. Wat van alkohole soos etanol?
Ons weet dit word gemaak deur fermentasie en is in drankies en ontsmettingsmiddels en haloalkane. Ja, etanol se eienskappe word sterk deur waterstofbinding beïnvloed. Dis hoekom dit goed in water oplos byvoorbeeld. Haloalkane, weer, hulle word gevorm deur substitusiereaksies op alkane. Hulle het verskeie gebruike gehad. Soos, Dink aan CFK's, digoed met chloor en fluor. Hulle was in yskaste en spuitkannetjies gebruik, juis as gevolg van hulle spesifieke kookpunte. Maar ons weet nou hulle beskadig die ozonlaag. ja, dis 'n groot probleem. Dit wys net hoe belangrik dit is om die eienskappe en die impak van hierdie verbindings te verstaan. Jy moet ook nie die hooftipes reaksies ken: oksidasie, substitusie, addisie en eliminasie. Goed, laaste ronde. Belangrike wenke vir jou wat nou voorberei vir die eksamen. Wat moet jy onthou as jy gevra word om kookpunte te vergelyk? OK, baie belangrik. 3 dinge, elke keer. Eerstens, identifiseer die tipe dominante intermolekulêre krag in elke stof. Is dit London, dipol of waterstofbinding? Stap 1. Tipe krag. Dan tweedens, bespreek die relatiewe sterkte van hierdie kragte. Watter stofsin is sterker en hoekom? Derdens, koppel dit aan die relatiewe hoeveelheid energie wat nodig is om daardie kragte te oorkom. Meer energie beteken hoër kookpunt. Tipe, sterkte, energie. Got it. En jy moet die stowwe direk vergelyk. Moenie net praat oor een stof nie. En pas op vir daai groot slaggat. Moenie intermolekulêre kragte tussen molekules verwar met intramolekulêre bindings binne in die molekuul nie. Dis 'n klassieke fout. Ja, kook gaan oor die kragte tussen molekules. Verduidelik ook hoekom die kragte verskil. Is dit die kettinglengte, is dit verdakking of is dit die funksionele groep? En maak seker jou IAPC-name vir die verbindings is korrek. Bykopsomming. Dis die kern daarvan. Goed, dis ons oorsig vir vandag. Onthou, die sleutel in organiese chemie is regtig om daardie goue draad te sien. Hoe die struktuur die kragte bepaal en hoe daardie kragte weer die eienskappe en die gebruike verduidelik. En hier is iets om oor te dink vir volgende keer. Ons het nou gekyk hoe een funksionele groep, soos 'n OH-groep, die hele prentjie verander. Hoe dink jy sal die teenwoordigheid van verskeie verskillende funksionele groepe op een groot komplekse molekule, kom ons sê soos in medisyne of proteïene, sy gedrag en interaksies beïnvloed, vergelyk met die eenvoudiger goed wat ons vandag bespreek het?